Goeiemôre vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons andermal saam is. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het en die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid en insig sal gee in die verstaan van sy woord en ook in die uitleef daarvan. Jy moet onthou aan die einde van my en jou lewe sal ons rekenskap gee van ons lewe en dit moenie eintlik vir ons 'n vreesaanjaende gedagte wees nie. Inteendeel, vir ons as kinders van die Here moet ons uitsien na daardie dag wanneer ons uit die mond van die Here sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig het ek jou aangestel, oor veel was jy getrou, gaan in die vreugde van jou Heer. En daarom het ons ook die verantwoordelikheid om ons lewens so in te rig om God te verheerlik. As diensknegte van die heilige God, die wat ons geskaap het ons die verantwoordelikheid om ons lewens in te rig om hom te verheerlik, sodat ons aan die einde van ons lewe die mooi so by hom kan ontvang. Nou ons het gesien, vriende, dat die Here Jesus ook vir ons 'n besondere voorbeeld nagelaat het. Hy was God wat mens kon word het. Die Bybel leer vir ons dat hy die ewige, die skepper, dan in tyd gekom het, gebore uit die maagd Maria, wat 'n sondelose lewe gelei het, 'n eenmalige volmaakte dood gesterf het, opgestaan het uit die dood en ook vir ons die baie duidelike boodskap gee dat hy redder is. Elkeen wat aan hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe ontvang. Hierdie ewige lewe ontvang ons by wedergeboorte en dit sal aangaan tot in ewigheid, waar ons saam met die Here in sy heerlikheid sal wees na hierdie aardse lewe. Maar hierdie wonderlike, sondelose, volmaakte Christus, God wat mens kon word het ook vir ons sekere voorbeelde nagelaat. Die Bybel leer vir ons baie duidelik dat daar sekere gewoontes was in die Here Jesus sy lewe. Ek het vir u gesê, 'n gewoonte is 'n vaste gebruik. Dis iets wat ek in my lewe doen. Dis 'n tweede natuur. Vriende, in Engels praat ons van 'n habit. En een van die gewoontes wat die Here gehad het, was om na die sinagoge te gaan op die Sabbatdag. Dis maar die kerk in ons terme van vandag, na die plek van aanbidding waar hy die Here geloof en geprys het en waar hy die woord gelees het en hulle het selfs lofgesange ook daar gesing. Ons kyk vanmôre na die tweede gewoonte en die gedeelte in die Bybel waar ons lees van Jesus se gewoontes. Dan sien ons daar in Lukas 22:39 en hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. Vers 40. Sy disippels het hom gevolg en toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder en neergekniel en gebid. So Jesus het ook hierdie gewoonte gehad om te bid. Nou vriende, gebed is baie belangrik. Gebed is wanneer ek my knieë buig voor die God en Vader van ons Here Jesus Christus en ek bid en deur die geloof glo ek dat die God van hemel en aarde ook my hoor en sal verhoor na die rykdom van sy genade en barmhartigheid. Nou baie belangrik om te sien dat gebed 'n baie prominente plek in die lewe van 'n kind van God inneem. As ons gaan kyk, Abraham het gebid, Noag het gebid, Dawid het 3 maal 'n dag gebid, Daniel het 3 maal 'n dag gebid. En so kan ons dwars deur die Bybel kyk en selfs die Here Jesus Christus, die sondelose volmaakte seun van God, het gebid. Hy het die noodsaaklikheid daarin gesien om te bid. En die Bybel sê vir ons daar in Hebreërs 5 vers 7, hy, dit is Christus, wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. U sien die Here Jesus Christus, vriende, in die dae van sy vlees, in die dae van sy menswording, het gebid. Die Bybel sê daar was smekinge in sy gebed. Daar was 'n sterk geroep by tye. Daar was trane wat hy aan God geoffer het. Met ander woorde, gebed het baie fasette. En Jesus laat ons die voorbeeld na dat hy die gewoonte gehad het om te bid. Sy gebed was soms intens. Daar was hierdie geroep na God, hierdie smeekgebede, hierdie danksegginge in sy gebed. En daarom moet ons ook hierdie voorbeeld van die Here Jesus navolg. Nou vriende, dis belangrik om te sien dat hy in die eerste plek gebid het om vir ons 'n voorbeeld na te laat. Die Bybel sê vir ons in Matteus 6, waar die Here die bergpredikasie het, en hy preek daar en hy sê in Matteus 6, en wanneer jy bid, hy sê weer later in vers 6, maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer en sluit die deur en bid tot jou Vader wat in die verborgen is. Jou Vader wat in die verborgen is, sal jy in openbaar vergelde. Vers 7, en as jy bid, vers 9, so moet jy dan bid, onse Vader wat in die hemel is. U sien, Jesus het nie net self gebid nie, maar hy het sy disippels ook geleer om te bid. Hy het die mense, die omstanders, die aanhoorders van sy preke geleer en opgeroep om te bid. Gebed, vriende, is van kardinale belang vir die kind van God se geestelike lewe. As jy nie bid nie, is dit soos iemand wat besig is om te sterf van die honger. Jy weet, as jy nie kos kry nie,
sal jou liggaam begin kwyn en sal later sterwe. As jy nie geestelik bid nie, sal jou geestelike lewe kwyn en sal jy nie voorspoedig wees in jou weë nie. Jy sal nie geestelik oorwin nie. Jy sal beskaamd voor God staan. Wanneer bid ons? Die Bybel leer vir ons bid altyd deur. Bid sonder ophou, sê die Bybel. Ons bid wanneer dit goed gaan as dit sleg gaan. Ons bid wanneer daar goeie tye en slegte tye na ons kant toe kom. Ons bid wanneer daar voorspoed en teëspoed is. Gebed is 'n integrale deel van die kind van God se lewe en Jesus het die gewoonte gehad om te bid. Lukas 11:9-10. En ek sê vir julle bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Jy sien, dis belangrik dat ons sal sien dat ons aanhoudend, gedurig en volhardend sal bid. Jesus vertel 'n gelykenis en hy begin in Lukas 18:1 en hy sê, en hy het aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat ons gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Jy sien die probleem met die meeste kinders van die Here, en ek praat van myself ook, is dat ons soms moedeloos raak. Ons bid en dan vra ons vir onsself die vraag of het God nou gehoor. En dan gewoonlik is ons emosies so aktief dat ons sê, maar ek voel nie of ek nou reg gebid het nie, en ek voel nie dat God my gehoor het nie. En dan begin ek twyfel en dan begin ek my gebedslewe afskeep. Somstyds bid ek en die Here verhoor nie my gebed soos ek graag wil hê nie. In plaas van voorspoed kom daar teëspoed, in plaas van 'n seepgladde lewe kom daar uitdagings en ek dink maar God hoor nie. Luister, die Bybel sê vir ons dat die Here hoor die oomblik as ons bid. Hy sal ons nie oproep om te bid as ons nie hoor wanneer ons bid nie. U kan met sekerheid weet dat die Here hoor ons gebede. En belangrik, die Here sê in Lukas 21:36, waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. U sien, saam met ons gebedslewe moet ons ook waak. Waak dat die vyand ons nie ontmoedig nie. Waak dat ons omstandighede ons nie ontmoedig nie. Want u sien, ons gebede word verhoor op God se manier. Ons dink aan die Here Jesus as voorbeeld en ons onthou hoe hy ook gebid het en hoe hy vir Vader gepleit het dat die beker van sonde in die tuin van Getsemane van hom weggeneem sal word. Die Bybel sê hy 3 maal gebid. En Vader het nie die beker van sonde by hom weggeneem nie. Hy het hierdie beker geledig en die Bybel sê hy het gewilliglik aan die kruis gaan sterwe. Die Bybel sê vir ons in Lukas 22, ek lees vir u. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom afgesonder van hulle, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. U sien, die Here Jesus kom, en in hierdie tyd van nood, vra hy, Vader, neem asseblief hierdie tyd van nood van my weg. Maar Vader, ek vra, maak my gewillig, as u nie dit van my wegneem nie, om met blymoedigheid daardeur te gaan. In die Onse Vader gebed leer Jesus ons, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. U sien, gebed is nie om God te verander, of sy gedagte verander, om in te pas by my gedagte, of idee van die lewe nie. Gebed is om te vra, Here, verander my hart, sodat ek gewilliglik my sal onderwerp aan u wil, wat ook al dit is, en dat ek u sal eer en verheerlik, met wat ook al u in my lewe toelaat. Baie belangrik om te sien dat Jesaja in Jesaja 6 vers 1-8 in die tempel was en hy het gebid na die dood van koning Usia. En wat gebeur daar so? Hy sien die heerlikheid van die Here en die vraag kom na hom toe, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? En Jesaja sê, Here, hier is ek, stuur my. Jesaja is gewillig om hom te onderwerp aan God se wil. Here, hier is ek, stuur my. En ons weet Jesaja het nie 'n maklike lewe gehad nie. Sy lewe was geweldig uitdagend, maar hy was gewillig en hy was getrou in sy gebedslewe om hom te onderwerp aan God se wil. Jesus het 'n gewoonte gehad om te bid. En vriende, ons gewoonte om te bid berei ons voor vir die omstandighede wat oor ons pad kom. Maklik of moeilik. Dit leer ons om te sing as dit donker is om ons en met blydskap die lewe tegemoet te gaan, omdat dit 'n geskenk is uit die hand van die Here. En om te weet, ons Vader in die hemel is die alwyse. En hy sê, vir hulle wat God liefhet, sal alles ten goeie meewerk. Ons sal môre afsluit met hierdie kort reeksie oor Jesus se gewoontes, wanneer ons môre 'n bietjie gaan kyk na die gedagte dat gebed versterk die innerlike mens, en soos Christus in die innerlike mens versterk is, so versterk God ons in die innerlike mens wanneer ons bid, sodat ons met volharding die wedloop kan loop, en dat ons oë gefestig kan hou op Christus, die voorbeeld, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Vriende, mag u en ek hierdie gewoontes van Jesus raak sien,
Mag ons sien dat dit goeie gewoontes is, mag ons hierdie goeie gewoontes aankweek, en mag dit deel van ons lewe wees. En ek wil net afsluit met hierdie verhaal. Toe ek as kind groot geword het in my pa en my ma se huis, ons was 6 kinders gewees, en ek en my broer het die kamer die naaste aan die eetkamer geslaap. Ons het seker dubbelbeddens gehad wat my pa vir ons nog gemaak het. Hy was 'n ambagsman gewees. En hier vroeg in die môre, hier omtrent 4 uur, partykeer bietjie vroeër, partykeer bietjie later, dan word ek wakker met my pa se stem. En dan hoor ek hoe roep hy na God. Dikwels huil hy voor God vir die redding van sy kinders. Dikwels is daar krisisse by sy werk, dan lê hy hierdie sake voor die Here en hy roep na die hemel vir wysheid hoe om hierdie sake te hanteer. So het ek groot geword. En ook kan ek sê met sekerheid dat ek in die voetstappe van my pa wil volg, soos hy in die voetstappe van Christus gevolg het, deur 'n man te wees wat gebid het. Ek wil u vra dat ons hierdie gewoonte van Jesus sal raak sien, dat ons mense sal wees wat bid, want u sien deur gebed, kom ons in kontak met God, verander hy ons hart om in sy wil te leef en te wandel en hom in alles te verheerlik. Mag die Here u ryklik seën en mag ons manne en vroue wees, seuns en dogters, wat weet wat dit is om te bid. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.